1 Samuel hoofstuk 11. Die Ammonitiese koning, Nagas, het teen Jabes, wat in Gilead geleë is, opgetrek en dit beleer. Toe sê die manne van Jabes aan Nagas, as u met ons 'n ooreenkoms sluit, sal ons u dienaars wees. Daarop sê Nagas die Ammoniet, ek sal slegs op een voorwaarde met julle 'n ooreenkoms sluit, en dit is dat ek elkeen van julle se regteroog kan uitsteek om sodoende skande oor Israel te bring. En die leiers van Jabes antwoord, gee ons 7 dae kans om boodskappers deur die hele Israel te stuur. Indien daar niemand is wat ons te hulp stel nie, sal ons onsself aan u oorgee. Die boodskappers het in Gibea, waar Saul gewoon het, aangekom en aan hulle alles vertel. Die volk het hardop gerou oor dit wat hulle gehoor het. Op daardie oomblik het Saul van die veld afgekom waar hy agter die beeste was. En hy vra, hoekom huil die volk so? Hulle het hom van die boodskap wat die manne van Jabes gestuur het, vertel. Die oomblik toe Saul die boodskap hoor, het die gees van God oor hom vaardig geword. Hy was briesend. Daarop neem hy 2 beeste, kap hulle in stukke op en stuur dit met boodskappers deur die hele grondgebied van Israel met die boodskap. Kyk mooi wat gaan gebeur met die man se beeste wat nie agter Saul en Samuel uittrek nie. Soos een man het die volk agter hom uitgetrek, want die vrees van die Here het oor hulle gekom. Hulle is almal daar in Besek deur Saul bymekaar geroep. Die Israeliete was in totaal 300 afdelings van 1000 man en die van Juda was 30 afdelings van 1000 man. Daar is toe boodskappers na Jabes gestuur met die volgende boodskap. Sê vir die manne van Jabes en Gilead, môre op die warmste deel van die dag sal daar vir julle uitkoms wees. Die manne van Jabes was baie bly oor die boodskap. Daarop sê die manne van Jabes, ons sal onsself môre aan julle oorgee. Doen dan wat julle wil met ons. Saul het die manne vroeg die volgende oggend in 3 afdelings opgestel. En nog voor sonsopkoms het hulle die Ammoniete se kamp binnegegaan en hulle tot op die warmste deel van die dag verslaan. Hulle is so uitmekaar gedryf dat daar nie 2 saam gevlug het nie. Daarop sê die manne vir Samuel, wie is daardie manne wat gesê het, hoe kan Saul oor ons koning wees? Hulle moet uitgelewer en doodgemaak word. En Saul sê, daar gaan niemand vandag doodgemaak word nie. Vandag het die Here Israel gered. En Samuel sê aan die volk, ons moet weer opgaan na Gilgal en die koningskap daar hernie. Daar in Gilgal, in die teenwoordigheid van die Here, het die volk byeengekom en Saul weer koning oor Israel gemaak. Hulle het ook dankoffers in die teenwoordigheid van die Here geoffer. Saul en die res van Israel was baie vrolik.